Vriende, julle kan solank julle Bybels oopmaak by Handelinge, hoofstuk 18. Ek glo in die lig van die liedere wat ons gesing het tot dusver, dat elkeen van julle se harte regtig ontvanklik is vir die woord van die Here en gereed staan om bemoedig te word deur ons Hemelse Vader wat tasbaar hier teenwoordig is vandag. Ek glo dit met my hele hart, hy is hier en hy is besig om met ons te werk. Maar kom ons sluit ons oë en soos ons broer ook reeds gebid het, dat die Here met ons sal praat, want ons is gereed, dat ons dit net weer sal bevestig voor ons nou hierdie skrifgedeelte lees. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid, om na 'n tydperk van lofprysing en aanbidding waar ons u woord gesing het, waar ons gebid het, met u gepraat het en u met ons, Here, dat ook nou wanneer u woord, u geïnspireerde woord, tot ons harte sal spreek en dat ons nie net hoorders kan wees van hierdie woord nie, maar dan wel ook daders van die woord. Maar Here, kom versterk u kinders in hierdie oggend tot eer en verheerliking van die naam van Jesus, wat in ons plek voor u troon staan om vir ons in te tree. Ons harte is dankbaar daarvoor. Ons sê dankie Here vir hierdie goeie nuus wat ons ingesluit het. Amen. Vriende, kom ons lees Handelinge hoofstuk 18. Ek gaan nie die hele gedeelte vir julle lees nie. Julle weet ons is besig met 'n voëlvlug oor Handelinge. Ons vat net 'n bietjie hier en 'n bietjie daar, net om die verloop van die boek Handelinge te kry en 'n paar hoofmomente en dan natuurlik veral om te sien hoe die evangelie van die Here Jesus Christus bevestig word oor en oor en oor en dan wel ook sy opstanding uit die dood was 'n sleutelelement in die verkondiging van die evangelie. Handelinge hoofstuk 18. En daarna het Paulus uit Athene vertrek en in Korinthe gekom. En hy het 'n Jood gevind met die naam van Aquila, afkomstig uit Pontus, wat onlangs met sy vrou Priscilla van Italië gekom het, omdat Claudius beveel het dat al die Jode uit Rome moes vertrek. Na hulle toe het hy gegaan en omdat hy van dieselfde ambag was, het hy by hulle gebly en gewerk, want hulle was tentmakers van ambag. En het elke Sabbat in die sinagoge gespreek en Jode sowel as Grieke oortuig. En toe Silas en Timotheus van Macedonië afgekom het, was Paulus ywerig besig om aan die Jode kragtig te betuig dat Jesus die Christus is. Maar toe hulle aanhou om teenstand te bied en godslasterlike dinge te spreek, het hy sy klere uitgeskit vir hulle gesê, julle bloed is op julle hoof, ek is rein. Van nou af sal ek na die heidene gaan. En hy het daarvandaan weggegaan en in die huis gekom van iemand met die naam van Justus, wat 'n godvreesende man was, wie sy huis naas aan die sinagoge gestaan het. En Crispus, die hoof van die sinagoge, het met sy hele huisgesin in die Here geglo. En ook baie van die Korintiërs het, toe hulle hom hoor, gelowig geword en is gedoop. En die Here het deur 'n gesig in die nag aan Paulus gesê, wees nie bevrees nie, maar spreek en moenie swyg nie, want ek is met jou. En niemand sal die hand aan jou slaan om jou kwaad aan te doen nie, want ek het baie mense in hierdie stad. Kom ons lees net tot sover. Is julle harte opgewonde? Dis 'n mooi teks, né? Nou julle sal onthou so rukkie terug toe ek nou nog hier gestaan het, die laaste boodskap wat ek gepreek het, het ek met u gesels oor hoe om 'n beter getuie te wees vir die Here Jesus Christus. En toe het ons 'n klomp dinge gesê wat ek nou nie vandag kan herhaal nie of wil herhaal nie. Maar ek weet daar's 'n paar vrae wat ons aan die einde van daai boodskap gevra het. En die heel eerste vraag wat ons vir mekaar gevra het is hoe om 'n beter getuie te wees. Vra ek nou by myself, maar wat moet ek weet om 'n beter getuie vir Jesus te wees? Wat moet ek ken? Watter inligting moet ek hê?
En die antwoord is baie eenvoudig. Ek moet dit eenvoudig die goeie nuus van Jesus Christus ken, wat my uit die dode uit kom red het en my nuut gemaak het. En ek moet dit natuurlik kan verduidelik uit die skrifte met tekste. Dit is baie belangrik. Toe vra ons vir mekaar, maar waar moet ek begin? Ons dink altyd nie, ons moet eers te ver gaan en dan later kom ons nader. Nee, het die antwoord toe nou na ons toe gekom. Waar begin ons? Waar het Paulus altyd begin? By die sinagoge. So ons begin hier, binne die erediens, by die kerk. En dan die Bybelstudie. Daar word ons opgebou en gedisipel. En daarna, daar waar jy bly, tussen jou familie, jou vriende, jou werksplek. So kring dit uit. En toe vra ons vir mekaar, maar wanneer moet ek dit doen? Elke Saterdag, miskien elke Vrydag aand, miskien moet ons Sondagmiddag gaan. Wanneer is die regte tyd wanneer ons moet gaan? En julle sal onthou, die antwoord was weer eens baie eenvoudig uit ons teks. Die teks het gepraat. En die teks het gesê, net soos met Paulus, al die ander apostels en die disippels van die Here, hulle was altyd gereed om 'n getuie te wees. So, wanneer moet ek uitgaan? Wel, jy moet altyd gereed wees om uit te gaan. Maar daar was 'n sleutelding, en die sleutelding was gewees, jy moet elke dag vir die Here vra. Here, skep vir my asseblief 'n afspraak. Want onthou, ek kan mos nie hierdie goed manipuleer nie. Ek kan nie iemand in sy kraag gryp en sê, kom staan nie, jy gaan nou luister nie. Ek kan toestemming vra, ja, wat ons wel doen. Maar wanneer ek in die oggend wakker word, dan vra ek, Here, maak vir my 'n afspraak, dat ek die goeie nuus, my getuienis selfs, met iemand kan deel. En weet julle wat, ons het vir mekaar gesê, as jy dit doen, die Here sal vir jou afsprake maak. I promise you. As jy in die oggend bid, en jy vra, Here, maak vir my 'n afspraak, gaan die Here dit doen. Miskien nie vandag nie, miskien nie môre nie, miskien nie hierdie week nie, dalk selfs nie in 'n maand of 2 of 3 nie. Maar iewers langs die pad, as jy aanhou bid, gaan die Here vir jou 'n afspraak maak. I promise you. Hoekom? Want dis sy hartklop. Hy wil siele red en inbring in die koninkryk van sy seun. En daarom sal hy daai afspraak nakom en dit vir jou gee. En al voel dit vir jou soms asof jou getuienis as 'n kind van die Here, jou Christenskap dalk nie soveel waarde het nie. Dit voel vir jou arbeid is vrugteloos en jy voel dalk dat die uitwerking van jou getuienis maak nie 'n groot impak in die wêreld nie. Het ons vir mekaar gesê aan die einde van daai diens, moenie bekommer nie. Hoekom? Die opbrengs is nie in jou hande nie. Net die gehoorsaamheid. Ek sê dit weer. Die opbrengs is nie in jou hande nie. Net die gehoorsaamheid. Ek wil gehoorsaam wees. Ek weet nie van julle nie. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor, moet nooit handdoek ingooi as 'n getuie van Jesus nie. Kan julle sien hoe hierdie boodskap volg op die vorige een? Moet nooit handdoek ingooi as 'n getuie van Jesus nie. Nou net 'n klein staaltjie, dis nou nie hier in ons land nie. Ons het mos nie sneeu hier by ons nie, maar dis daar in Amerika. 'n Man was eendag besig om sneeu van sy oprit af weg te verwyder met een van hierdie sneeugrawe. Toe daar 2 jong seuns verbystap en die een vra toe vir die oom, kan ons oom se sneeu van die oprit af verwyder? Ons vra net $2. Nou heel oorbluf, kyk die ou die 2 jong seuns so, en hy sê, kan julle nie sien ek is besig om dit self te doen nie? Ja, sê die seun, entrepreneur, né? Hy sê, maar ons kry meeste van ons besigheid uit mense wat al reeds halfpad is, maar wat moeg geword het. En wat nie kans sien om verder te gaan nie. Moet nooit handdoek ingooi as 'n getuie van Jesus nie. Julle weet nou, Charles Spurgeon, ons ken hom ons nou al baie goed, groot baptist uit die ou tyd gewees. Nou, hy het vir sy gemeente in Londen een keer gesê, nou luister, dit is nogal oulik. Hy sê, by perseverance, the snail reached the ark. Ons moet persevere. Vriende, ons moet nie spoed verloor nie. Ons moet vas staan. En dis wat Paulus gedoen het. Dis wat ek sien in hierdie teks. En dis die les waaraan ons vandag herinner gaan word. Dis moenie handdoek ingooi nie. Julle weet net, nadat Paulus uit Athene weg is, en julle onthou mos nou Athene,
en die stad met die baie gode, en die Areopagus, en die hele drama, Paulus is daar weg, dit was nie maklik gewees nie. Maar nadat Paulus uit Athene weg is, dan kom hy in Korinthe. Ek gaan nou vir julle 'n bietjie vertel van Korinthe, is nie so cool plek gewees nie, hoor. Maar in Korinthe vind hy toe nou vir Aquila en Priscilla, en hy het by hulle gaan bly. En hulle was ook tentmakers, ons het dit nou gelees uit die teks is baie duidelik. Nou ons is nie heeltemal seker of Priscilla en Aquila op daai stadium toegewyde kinders van die Here was nie, maar as ek kyk na die konteks en wat ek later lees, dan wil dit vir my voorkom, hulle twee was dierbare kinders van die Here. Ek praat van op hierdie stadium toe hy by hulle gaan bly het, is ons onseker waar hulle was in hulle verhouding met die Here. Maar let op, soos altyd, Handelinge 18 vers 4 en 5. En hy het, dit is Paulus, en hier is vir ons 'n bemoediging vanoggend, hy het elke Sabbat, dis belangrike woorde, ons moet mooi luister, elke Sabbat in die sinagoge gespreek en Jode sowel as Grieke oortuig. Vers 5. En toe Silas en Timoteus van Macedonië, nou onthou julle waar is Macedonië, ons het mos gesê, is Griekeland. Griekeland, ja, maar dit is daar nie aan die ander kant van Griekeland. Toe Silas en Timoteus van Macedonië, Griekeland, afgekom het, was Paulus, dis in Korinthe, ywerig besig, sleutelwoorde, om aan die Jode kragtig te betuig dat Jesus die Christus is. Nou kom ons praat 'n bietjie oor Korinthe. Korinthe is daar in die suide gedeelte van Griekeland, soos wat ons dit tans ken. So ongeveer 80 kilometer van Athene af, waar hy die ander dag was. Op daai stadium wat Paulus in Korinthe gewerk het, was daar omtrent so 200.000 mense wat in die stad gebly het. En daar word vir ons gesê dat Korinthe op daai stadium was die hoofstad van antieke Griekeland op daai stadium. En ek kan ook met vrymoedigheid vir julle sê dat Korinthe was een van die 2 belangrikste stede wat Paulus besoek het op sy sendingreise. Ek wil of julle weet, wat was die ander belangrike stad wat Paulus ook besoek het op sy sendingreise? Nou voor julle sê, Efesiërs, die gemeente in Efese. So tussen Korinthe en Efese, 2 belangrikste besoeke wat hy ooit gedoen het in sy hele loopbaan. Nou vandag, as jy gaan kyk op die kaart en soek na die plek, ek wou dit vir julle wys, ek en Dewan sukkel nog net so 'n bietjie om 'n netjiese kaart vir julle op die skerm te sit, dat julle mooi die name kan sien. As jy in Google intik, kry jy pragtige goed, maar is moeilik om dit te download en dan vir julle te wys. Maar as jy dit gaan soek op die kaart, jy sal sien aan die een kant sit jy met Italië, weet nie of julle Italië sien, is daar een met die skoen, met die balletjie vir die sokker, en dan het jy 'n groot see, né? En dan, julle moet nou, nie kyk nou, ek het verduidelik nie, want ek sien dit soos ek het sien, maar aan die linkerkant het jy Italië met die balletjie, dan het jy die groot see net regs van dit, en dan regs van dit sit Griekeland. En dis waar Paulus besig was om te werk. As jy gaan soek vir dit op die kaart, jy kry die noorde van Griekeland en die suide, daar in die middel, is daar so streepie. Op daai streepie sit Korinthe. Vandag word dit nog steeds genoem Korinthos. Korinthos. Niks het veel verander nie. Maar Korinthe was glad nie die maklikste plek om 'n bediening te hê nie. Dit is glad nie die maklikste plek om 'n gemeente te plant nie. En tog is dit die plek waarheen Paulus gaan, direk na sy ervaring in Athene. En weet julle wat is nog meer crazy? Die feit dat hy alleen gaan. Hy het niemand met hom saamgeneem nie. Hierdie was 'n taai toffie. Ons moet nou vandag seker wees. Hierdie was 'n taai toffie, maar Paulus het nie moed verloor in sy werksaamhede vir die Here nie. Ek kan natuurlik ook vir julle sê, Korinthe het 'n reputasie gehad vir boosheid. Hulle was bekend reg oor die Romeinse ryk, dat hulle 'n slegte stad is. Ek weet nie wie van julle onthou Romeine hoofstuk 1 vanaf vers 18 tot 32. Onthou julle daai gedeelte, waar Paulus skryf van die mense met hulle verskriklike baie sondes, en hulle harde harte, en hulle wil nie luister nie, en hulle is nou sommer mans wat van mans hou, en vrouens wat van vrouens hou, en hulle wil in die huwelik tree, en al die lelike dinge wat God se hart seer maak, en dan sê Paulus, hy sê dat God gee die mense oor aan hulle skandelike begeertes. Weet julle waar het hy daai woorde geskryf? Nie in Rome nie.
in Korinthe. Dis die wêreld waarin Paulus homself bevind op hierdie huidige oomblik. Maar ja, soos ek vir julle verduidelik het, daar in die middel, belangrike stad, baie belangrik vir handel, en natuurlik vir reisigers ook, want hulle moes almal daar deur, en daarom was daar baie geld wat in die stad ingekom het. Saam met geld kom ondeug. Weet julle wat is ondeug? Die lelike goed van die lewe. Ondeug, saam met geld. En dan natuurlik filosofie, allerhande godsdienste, en al daai goed het na Korinthe toe gekom, en 'n fondasie gevind, en 'n huis gebou, en gebly. Dis wat daar gebeur het. Iets wat Warren Wiersbe gesê het rondom hierdie teks, hy sê, when God opens doors, the enemy tries to close them. And there are times when we close doors on ourselves because we get discouraged and quit. En daarom wil ek graag vandag net so 'n bietjie in jou lewe inpraat met betrekking tot om standvastig te bly in die Here. Ek en my pa het baie boks gekyk toe ek 'n jong seun was. En ek het baie keer gesien, veral met 'n tegniese uitklophou waar die ou bly staan. Jy weet maar sy opponent slaan hom die kant, hy slaan hom daai kant. Jy kan sien daai ou is oorweldig, die een wat besig is om te verloor. Hy het geen manier nie, hy's nie eers meer in die kruit nie. Maar hy bly staan. Om een of ander rede kry jy sulke ouens. Hy val net nie om nie. En dan kom die afrigter. En dan het hy 'n handdoek in sy hand en hy gooi die handdoek oor die kruit se lyne. Daai ek kan nie onthou wat noem ons daai die toue. Laat die handdoek binne die kruit val. En dan is dit 'n teken vir die skeieregter om te sê ons gee op, ons staan terug. Stop die geveg. En dis die hele betekenis van om handdoek in te gooi. Nou ons, vriende, moenie handdoek ingooi in ons verhouding met ons hemelse Vader en ons verantwoordelikheid as getuies van die Here nie. Maar ons sê vandag vir mekaar, dis baie moeilik om 'n getuie te wees vir Jesus. En ek sê dit, daar's party wat sê dit is, ek sê dit is. Dis nie so maklik nie. Dit vat guts. Dit vat 'n maag. Dit vat iemand om op te staan en te sê, ek gaan opstaan vir die Here. Maar om dit te doen het ons ondersteuning nodig. Ons het bemoediging nodig. En wat vir my interessant is uit hierdie verhaal in Handelinge 18, sien ons hoe die Here op wonderbaarlike wyse onderneem vir Paulus op sy sendingreis en dan veral daar in Korinthe. En daai goed is vandag nog net so relevant. So al drie die bemoedigings wat die Here vir Paulus gee in Korinthe, is ook tot ons beskikking vandag. Is julle nuuskierig om te weet wat is daai bemoedigings, hoe ons hierdie baie harde werk van getuie kan uitleef in die wêreld daar buite? Wie wil graag die drie bemoedigings weet? OK, almal van julle, wie wil nie weet nie? OK, goed. Weet julle wat is die heel eerste ding wat die Here vir ons gee om ons te bemoedig, om staande te bly en nie handdoek in te gooi nie? Of jy weet soos daai atleet wat in die wedloop is en dis nou die Comrades, maar as hy hier halfpad kom en voel hy nee, joh, ek hardloop teen 'n muur vas, ek het nie meer krag nie. En dan val hulle uit die resies uit. Nee, dan staan daar ouens langs die pad wat jou aanmoedig. Daai ouens op die paviljoen, hulle skree, hou bene, onthou julle daai? Ja, trek deur man, moenie nou uit die baan uitgaan nie. Nou die Here gee vir ons dit, en die heel eerste ding wat hy vir ons gee, die heel eerste skare op die paviljoen, is toegewyde helpers. Vers 1 tot 5. Toegewyde helpers. Nou Paulus se doel volgens 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 5 was om die Here Jesus Christus te verheerlik en om die evangelie op 'n eenvoudige manier te verkondig sodat mense dit kan verstaan. Gaan lees 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 5. Hy sê, ek het nie na julle toe gekom met 'n klomp groot woorde nie, maar ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Bottom line, dis my boodskap. Nou wat vir my wel interessant was van die manier wat Paulus te werk gegaan het, was die manier wat hy hom onderskei het van die ander geldwolwe van sy tyd. En daar's baie geldwolwe in die evangelieverkondiging in ons tyd vandag. Hulle is ook in Port Elizabeth.
Nou, een van die maniere wat Paulus homself onderskei was deur self te werk, om 'n ambag te hê, om self inkomste te verdien, en dis die rede hoekom hy by Aquila en Priscilla uitgekom het, want hulle was ook ambagsmense, tentmakers. Nou net so vinnige interessante dingetjie, ek wil nie te veel uitwy op dit nie, maar in die antieke tyd het die Joodse rabbies nooit geld van hulle studente gevat nie. Maar die Joodse rabbies het hulle inkomste verdien uit die beoefening van 'n ambag. En dit was nogal 'n reël in daai tyd. Daar was van alle Joodse jong seentjies verwag om een of ander ambag aan te leer, maak nie saak watter loopbaan jy eendag sou kies nie. Jy moes 'n ambag hê. Dit was die reël. En weet julle hoekom? En hierdie was nogal vir my mooi toe ek dit lees. Die Joodse rabbies het gesê, "He who does not teach his son to work, teaches him to steal." Iets wat ons nogal in ons tyd ernstig kan opneem. So het Saulus van Tarsus geleer om met sy hande te werk en dan baie spesifiek met leer en om tente te maak. En op hierdie manier het die Here voorsien in Saulus se behoeftes, dit wat hy nodig gehad het. En omdat hy die ambag gehad het van om met leer te werk en tente te maak, stuur die Here, myns insiens, dierbare kinders van die Here in die vorm van Priscilla en Aquila oor Paulus se pad om hom te ondersteun terwyl hy in Korinthe bly. So op die Sabbatdag gaan hy kerk toe, hy preek, bring die evangelie, verduidelik vir die mense dat Jesus is die Christus, en dan maandag as hulle in die werkswinkel sit, dan bemoedig hulle mekaar, en hulle help mekaar om staande te bly. En ek wonder as ons oor hierdie goeders dink, sien julle ewe skielik hoekom die Here sy gemeente so kunstig saamgeweef het? Hoekom die Here binne sy gemeente allerhande byeenkomste gevoeg het? Bybelstudies, bidure, byeenkomste, kuiers onder die afdak. Al daai goed het die Here vir ons gegee, sodat ons mekaar kan bemoedig in hierdie groot stryd as 'n kind van die Here. En glo my vriende, ek sê dit vir julle vandag, elke werker in God se koninkryk loof die Here vir mense soos hierdie wat hulle hande, hulle harte, hulle huise en hulle geld beskikbaar maak vir God se koninkryk. Dis die eerste bemoediging. Tweede bemoediging. Ek wonder of enigeen van julle kan aflei uit vers 6 tot 8. Wat gee die Here vir ons as 'n bemoediging om nie handdoek in te gooi as 'n getuie van Jesus nie? En ek dink nie julle gaan sommer net raai nie, want julle is bang om dit te sê, want dit maak nie sin nie, wat in daai verse staan nie. Die Here gee vir ons teenstand. Ek weet nie of jy dit raak sien nie. Nou sê jy, Dominee, jy praat nie sin nie. Maak glad nie sin wat jy nou sê nie. Hoekom gee die Here vir ons teenstand as 'n bemoediging? Dis nie waar nie. Jy wil mos sê dinge moet vlot loop, geolie wees, alles val in plek. Dan seën die Here my en dan bemoedig hy my. Nee. Nee, vers 6 tot 8 sê vir my baie duidelik, die Here stuur vir ons teenstand om ons mee te bemoedig. So, wanneer ook al die Here 'n bediening seën, luister gou. Wanneer ook al die Here 'n bediening seën, kan jy verwag dat daar 'n toename sal wees in teenstand, maar ook in geleenthede. En daar's ons antwoord. In 1 Korintiërs hoofstuk 16, vers 9, sê Paulus juist dit. Hy sê, want 'n groot en kragtige deur het vir my oopgegaan. Ja, en ons prys die Here en ons hande is in die lug. Praise God, hier is 'n geleentheid. 'n Groot en kragtige deur vir die evangelie het oopgegaan. Wat sê Paulus by? En daar is baie teestanders. Die Here gee vir ons teenstand om ons te bemoedig. Kom ons lees gou die verse. Maar toe hulle aanhou om teenstand te bied, dit is Handelinge 18, as jy nou nie meer daar is nie, Handelinge 18 vers 6 tot 8. Maar toe hulle aanhou om teenstand te bied en godslasterlike dinge spreek, het hy sy klere uitgeskit en vir hulle gesê,
Julle bloed is op julle hoof en ek is rein. Van nou af sal ek na die heidene gaan. Kan julle die progressie sien? Teenstand, deur wat oopgaan. En hy het daarvan weggegaan en in die huis gekom van iemand met die naam van Justus, wat 'n godvreesende man was. Nou kyk hierso, sleutel woorde. Kyk na die agtergrond, probeer jou indink in die prentjie, die omgewing, die woonbuurt. Justus se huis is naas aan die sinagoge. So hy's 'n buurman van die sinagoge. Paulus sê ek staan weg, hier is teenstand, die deur gaan toe. Wat gebeur wanneer die deur toe gaan? Die Here maak 'n ander deur oop. En nou sê hy by Justus wat langs aan die sinagoge is. Wat gebeur by die sinagoge? Daar's 'n ander man. Sy naam is Crispus. Ek like nog 'n really naam. Klink so chippies. Crispus. En wie was Crispus? Hierdie ou is 'n belangrike mens. Die een deur gaan toe, julle luister nie, ek trek my klere uit, ek skud dit uit voor julle sodat julle kan sien, daar's geen stof op my lyf nie, ek beweeg aan, ek gaan na die ander mense toe. Kom by Justus bly langs die sinagoge, en Paulus smile, want die B&B is reg langs die sinagoge, en lou en behold, hier loop ek raak Crispus. En Crispus is 'n baie belangrike ou by die sinagoge. Hy is die hoof. En dan lees ons hierdie ding. Het met sy hele huisgesin in die Here geglo. En ook baie van die Korintiërs het, toe hulle hom hoor, gelowig geword en is gedoop. Die Here stuur vir ons teenstand om ons te bemoedig. En jy moenie handdoek ingooi nie. Moenie moed verloor nie. Moenie uitsak nie. Hardloop ywerig toegewyd en wees 'n getuie vir Jesus en vra die Here vir afsprake. En daarom kan ek byvoeg, om te lewe in die geloof en in die krag van die Heilige Gees beteken dat jy nie moed verloor wanneer dinge moeilik raak nie, maar dat jy juis uitkyk vir geleenthede om 'n goeie getuie te wees van die evangelie van die Here Jesus Christus midde in die teenstand. Want glo my, as een deur toe gaan, gaan 'n ander deur oop. En weet jy wat, daar's 'n ander ding, as een deur toe gaan, en dan gaan nie 'n ander deur oop nie. Kyk net so 'n bietjie rond, daar's dalk 'n venster oop. En wie het hom oopgemaak? Die Here. Moenie moed verloor nie. Vriende, hoeveel bemoedigings het ek gesê is daar vanoggend? 3, hoeveel het ons gedoen tot dusver? 2, okay, wie het notas gevat? Okay, as ek reg tel sien ek 3. Laaste bemoediging. Daar is altyd 'n woord van versekering, direk uit die mond van ons verlosser. Daar is altyd 'n versekering en 'n bemoediging direk uit die mond van Jesus Christus. Handelinge 18 vers 9 en 10. En die Here het deur 'n gesig in die nag aan Paulus gesê. Kyk daar. Net daai 2 verse. En die Here het deur 'n gesig in die nag aan Paulus gesê: Wees nie bevrees nie, maar spreek. Met ander woorde getuig, bring die goeie nuus en moenie swyg nie, moenie handdoek ingooi nie, want ek is met jou. Wil jy dit nie saam met my sê vanoggend? Jesus is met my. Jesus is met my. Hy sal my nie begewe nie, hy sal my nie verlaat nie. In my kommentaar op hierdie gedeelte het die skrywer die volgende woorde neergepen, ek lees dit graag vir julle. It is just our Lord to speak to us when we need Him the most. He's tender, fear not, can calm the storm in our hearts regardless of the circumstances around us. This is the way He assured Abraham. Hy verwys na Genesis 15 vers 1. Isaac, Genesis 26 vers 24. En Jacob, Genesis 46 vers 3. As well as Jehoshaphat, 2 Kronieke, hoofstuk 20, vers 15 tot 17. En Daniel, onthou julle? Daniel 10 vers 12 en 19.
En 'n pragtige een, Mary. Fear not. Lukas 1 vers 30. En Pieter, Lukas 5 vers 10. En dan skryf die skrywer, and hy sê, the next time you feel alone and defeated, meditate on Hebrews chapter 13, verse 5. Wat staan daar? Julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Maar weet julle, by dit kan ons sê ook, vriende, daar's 2 tekste, en wat vir my mooi was, het ook uitgekom in ons voorsal. Nie hierdie ene nie, maar die ander een. Raaklings. Jesaja, hoofstuk 41 vers 10 sê die Here, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. En die laaste teks vir vanoggend, vriende, om te sê, moenie handdoek ingooi nie, staan vas, druk deur, wees toegewyd, en onthou, die Here se eie stem, sê vir jou, moenie moed verloor nie. Jesaja 43 vers 5. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Gaan ons hierdie teks leer vanoggend. Jesaja 43 vers 5. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Jesaja 43 vers 5. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Laaste keer. Jesaja 43 vers 5. Want ek haal hom af, dankie. Laaste een. Jesaja 43 vers 5. Wees nie bevrees nie, want Amen. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U op U troon sit, Here Jesus, ons glorie, Here Koning. U verdien ons lof, ons ere, ons aanbidding, U verdien ons lewens. U is bewonderingswaardig, Here, daai woord is vir my so mooi woord, bewonderingswaardig. U is asemrowend. U is ons God, ons Here, ons Koning. Ja, U is ons verlosser. En dankie Here dat U vir ons 'n taak gegee het, 'n taak om disippels te wees, 'n taak om uit te gaan en disippels te maak, om die goeie nuus te bring in 'n wêreld wat verlore gaan. Ag Hemelse Vader, in die naam van Jesus, kom seën ons, maak ons sterk Here, en help vir ons om staande te bly, in Jesus naam. Amen.